Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons het in ons laaste episode begin kyk na Jesus se laaste aand saam met sy disippels en ons het na enkele stellings gekyk wat Jesus gemaak het. En ons het daarin baie duidelik begin sien, Jesus en die Vader het 'n begeerte dat ons hom sal ken en daarom het hy gedryf deur sy onvoorwaardelike liefde vir ons met sy volheid in ons kom woon, sodat daar 'n eenheid tussen ons en hom kan wees en sodat ons hom kan ken, intiem en persoonlik vir onsself. Nou ons het met episode 10 geëindig by Johannes 16 en ek wil vandag saam met jou kyk na iets wat Jesus gebid het in Johannes 17. Hierdie was sy laaste gebed saam met sy disippels voordat hy gekruisig sou word. En alhoewel al Jesus se woorde en gebede belangrik was, dink ek daar spesifieke waarde wat ons aan hierdie laaste aand kan heg, en spesifiek hierdie laaste gebed. Ons weet nou al dat hy vir ons in hierdie gebed in vers 3 verduidelik wat is ewige lewe vanuit God se perspektief. En dit is om God en Jesus te ken. Dit is vir Jesus belangrik, en as dit vir hom belangrik is, dan kan dit nie anders as om vir my en vir jou te wees nie. Ons moet daarna streef, dit najag met ons hele menswees, om God en Jesus te ken. En is absoluut moontlik. Ons kan God ken, want hy het dit vir ons moontlik gemaak, deur in Jesus, in ons te kom woon met sy volheid. En net sodat ons nie onseker hoef te wees of mislei kan word nie, bid Jesus hierdie woorde in vers 20. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Jesus het geweet, mense gaan wil omdraai en sê dat hierdie gebed was net vir die 11 wat saam met hom aan die tafel was. En ek dink dis hoekom hy hierdie gedeelte ook ingebring het. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. En hoe het ek en jy tot geloof gekom in Jesus? Deur die woorde van die disippels en ander soos hulle, soos Paulus en Lukas. Niks in die Bybel is direk deur God of Jesus geskryf nie, maar deur mense, natuurlik, almal onder leiding en inspirasie van die Heilige Gees. Al wat ek net wil tuisbring, is ons het tot geloof gekom deur die woorde, prediking en skrywes van die aanvanklike 11 en ander soos hulle, en daarom is ons ingesluit in hierdie gebed van Jesus. Dan bid hy verder in vers 21, en hierdie is vir my so mooi. Dit wys net vir my sy hart, maar ook die Vader se hart vir ons. Hy bid hierdie woorde, dat almal een mag wees, net soos U, Vader, in my en ek in U, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Nou wat ons eerstens hier moet besef, is dat Jesus nie bid vir eenheid onder en tussen gelowiges nie. Want as dit is waarvoor hy gebid het, is hierdie een gedeelte van sy gebed wat nie beantwoord is nie. Wêreldwyd is daar op die oomblik, na beraming, 45.000 verskillende Christen denominasies. 45.000. Nie kerke nie, maar denominasies. Dis klink klaar dat Christene eenvoudig net nie kan saamstem oor goed nie. Mense in dieselfde kerk kan soms nie eens ooreenstem met hoe om nagmaal te gebruik nie, of watter liedjies gesing moet word nie. Mind you, mense sal uit die kerk uit oor die volume van die musiek. So nee, ek glo nie Jesus het hier gebid vir eenheid onder mekaar nie. Alhoewel ek seker is, dit is wat hy graag sou wou sien gebeur tussen gelowiges. Jesus is beslis nie happy met die verdeeldheid nie, en Paulus moedig in meeste van sy briewe die gemeente aan om eensgesind te wees. So dis beslis God se hart dat ons sal eensgesind wees. Maar ek dink nie dis sy gebed hier nie. Ek sien hier in Johannes 17:21 dat Jesus bid dat ons met hom en met die Vader een sal wees, net soos wat hy en die Vader een is. Hoekom ek oortuig is hiervan, is hoe dat Jesus hierdie sin afsluit. Ek lees hom net weer vir ons. Dat almal een mag wees, net soos U Vader in my en ek in U, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die rede vir hierdie eenheid is sodat ongelowiges
in my en jou as gelowiges se lewe kan sien, dat die Vader vir Jesus gestuur het. Nou dink vir 'n oomblik hieroor na. Wat gaan in my en jou lewe veroorsaak dat ander mense om ons kan sien dat God vir Jesus gestuur het? Wat gaan ongelowiges oortuig wanneer hulle na ons kyk dat God vir Jesus gestuur het? Ek dink nie eenheid onder kerke sal dit kan doen nie. Wat ek wel oortuig is van, is as ek en jy een is met God, een is met Jesus, en ons vanuit hierdie eenheid leef. Wanneer ons leef vanuit hierdie perspektief dat ek in Jesus is, maar ook dat hy en die Vader in my is, en ons is een en leef en praat en doen en tree op as een. Wanneer ek en jy kan sê, soos wat Jesus gedoen het, want onthou, Jesus bid hier dat ons met hom sal een wees, soos hy en die Vader in hom, so wil hy hê ons moet een wees met hom. Soos ons vanuit hierdie eenheid so leef, dat ons kan sê, soos Jesus gesê het, ek sê wat ek my Vader hoor sê en ek doen wat ek my Vader sien doen. Man, dink net aan die moontlikhede van dit. Hoe het Nikodemus byvoorbeeld geweet dat Jesus van God afgekom het? Kyk wat sê hy vir Jesus die aand toe hy hom alleen ontmoet het in Johannes 3 vers 2. Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Nikodemus sê hy weet dat Jesus van God afkom as gevolg van die tekens wat Jesus doen. Met ander woorde, die wonderwerke wys vir Nikodemus, Jesus kom van God af. Nou kyk wat sy stelling maak Jesus, weer tydens daai laaste aand om die tafel met die 11 oor hierdie wonderwerke. En ek lees in Johannes 14 vers 10 en 11. Hy sê, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, doen die werke. Dan sê hy in vers 11, glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my. Hoor jy hierdie eenheid waarvan hy praat? Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my ter wille van die werke self. Jesus sê eerstens, die Vader wat in my bly, doen die werke. Dis die Vader in hom wat die werke doen. En dan sê hy in die volgende sin, glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my ter wille van die werke self. Wat bid hy vir ons in hoofstuk 17 vers 21? Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Ons eenheid met hom, sy natuurlike vrugte sal wonderwerke wees. Dis net 'n natuurlike uitvloeisel van hierdie eenheid, want Jesus in jou wil ook deur jou vloei. En is wanneer ek en jy so een is met hom, dat hy deur ons kan vloei en wonderwerke volg, dat ongelowiges kan weet dat die Vader vir Jesus gestuur het, net soos wat Nikodemus geweet het, die Vader het vir Jesus gestuur. Geliefde, ons het meer in ons as wat ons besef. In ons is dit waarvoor Jesus gebid het, eenheid met hom en die Vader. Ons in Jesus, en Jesus in die Vader, en Jesus in ons. Christus in ons, die hoop op die eerlikheid. Here, ek weet hierdie is 'n mond vol, maar ek vertrou u Gees, dat u Gees hierdie boodskap sal vat en vir mense sal ontrafel en dit in hulle harte sal wakker maak en duidelik maak en verstaanbaar maak. Here, maar wat vir my altyd uitstaan, wat vir my so mooi is van daai laaste aand, is dat u hart en die Vader se hart is om met ons een te wees. Ons in u en u in ons en die Vader in ons en ons in die Vader. En vanuit hierdie eenheid, wat kan ons stop om vir die wêreld te wys, die Vader het u gestuur. Help ons, Here Jesus, om hierdie waarheid te begin uitleef, dat ons u hart sal begin uitleef. In Jesus naam, amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.